lekker om vanoggend ook op hierdie manier saam te kan wees. Vanoggend is die eerste Sondag in Koninkrykstyd en dit is 3-eenheid Sondag. So vandag vier ons Trinitariese God. Kom ons word ook stil aan die begin van hierdie erediens. Terwyl ons so stil word, gaan ek vir ons 'n gebed lees oor die 3-eenheid deur Richard Rohr. Haal diep asem in en uit. En in en uit. Ek lees vir ons hierdie gebed. God vir ons noem U Vader. God by ons noem U Jesus. God in ons noem U Heilige Gees. U is die ewige geheimenis wat bemagtig, toevou, omarm, insluit en alles tot lewe wek. Ook vir ons, ook vir my. Elke naam skiet ver tekort om U goedheid en grootheid te omvat. Ons kan slegs deur dit wat bestaan sien hoe U is. Ons bid dat ons oë vir volkome kyk geopen word. Soos dit in die begin was, so ook nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons groet mekaar ook vanoggend responsories. Dit beteken ek sê die een gedeelte en julle sê die ander gedeelte. As jy alleen is, sê dit hardop saam. As jy saam met jou familie of jou gesin is, of die mens wat saam met jou in 'n huis woon, sê die ander gedeelte ook saam. Genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan God se liefde is daar geen einde nie. En van die Seun. Aan God se liefde is daar geen einde nie. En van God die Heilige Gees. Die Gees maak alles nuut. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. In die hemel, Soos in die hemel, so so ook op die aarde. So ook in die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. Vergeef ons En vergeef ons skulde, ons skulde, soos ons ook U vergewe wat teenoor ons skuldig staan. En Bly bring ons nie nie in versoeking nie, maar maar verlos ons van die bose. bose. Want aan U behoort die koninkryk Want aan U en die behoort die krag koninkryk en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Ons teks vir vandag kom uit Genesis 1 uit, vers 1 tot 4. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed,
en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Ons lees dan ook vers 26 en 27. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Die Bybel begin en eindig op die aarde, in Genesis en dan in Openbaring. En ons sien eintlik iets van hierdie belangrikheid van die aarde ook in die Onse Vader gebed, wat ons net nou saam gebid het. In Matteus, wanneer ons bid en vra dat laat u koninkryk kom soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. Nou is dit so dat daar tussen Genesis en Openbaring 'n klomp dinge gebeur in hierdie wêreld en klomp mense kry seer en daar's pyn en slegte goeders wat gebeur, maar tog is hierdie aarde goed en tog is hierdie aarde vir God belangrik. In Genesis kry ons eintlik hierdie idee dat God sê, maar die materiële wêreld is nie minder belangrik as die spirituele wêreld nie. En ons kan dalk iets daarvan raak sien in hoe die woord gees vertaal kan word. Die woord gees wat oor die water sweef, kan vertaal word met wind of asem. Hierdie fisiese aarde waarop ons woon, is vir ons God belangrik. So wie is hierdie God wat ons hier leer ken? Hierdie God van lewe, God wat lewe gee en lewe skep. Wanneer ons hierdie Genesis teks lees saam met tekste soos in die begin van Johannes 1 en ook in Kolossense 1, dan sien ons dat God 3 in 1 is. En dit help ons net om beter te verstaan dat God 'n verhoudingswese is en dat ons deel gemaak word van hierdie verhouding. Die skepingsverhaal is ook 'n baie persoonlike verhaal, want soos wat jy dit lees hoe hierdie God skep, ons God skep, dan sien ons en beleef ons eintlik hierdie vrae binne in ons, soos, hoe behoort ek na die wêreld te kyk en wie is ek binne in hierdie skepping? Wat bely ek wanneer ek sê ek glo in hierdie trinitariese God? Dis hierdie skepper God, hierdie trinitariese wese van verhoudings in wie ons glo. Hierdie lewe van verhoudings het Jesus aan ons kom wys, kom beliggaam, toe hy op aarde gewoon het en mense ingetrek het by hierdie verhouding. Ons kan eintlik sê dat ons leef in hierdie web van interafhanklikheid en ons noem dit liefde. So kom ons ook nog steeds 'n gemeente kan wees, al kan ons vir hierdie tyd net virtueel saamkom. 'n Gemeenskap wat gegrond is in hierdie trinitariese God, gegrond is in verhoudings en in liefde, sal mekaar nooit as objekte hanteer nie. Mag sal nooit domineer daar nie. Hier sal ons gelyk wees. En hier sal ons een wees. Hierdie God van ons het geskep. En dit bring ons by die hoe en by die hoekom. Ons kan vra, hoe het God geskep? En ons kan vra, hoekom het God geskep? Nou, 'n praktiese manier om die verskil uit te beeld is 'n ketel met water wat kook. Wanneer ons na die water kyk wat kook, dan kan ons sê, maar dit is klein molekules wat baie vinnig vibreer en dit maak hitte, dit laat die water kook en dit is die fisiese proses wat hier gebeur. Dis die hoe. Die hoekom kan ons sê die ketel kook, want iemand wil tee maak. En dis die hoekom. Dis die doel daarachter. Wanneer ons in Genesis hierdie skepingsverhaal lees, hierdie poësie, hierdie gedig eintlik, dan sien ons iets van die hoekom. Hoekom het God geskep? God skep omdat God in verhoudings wil leef, omdat God self 'n verhoudingwese is. En dis vanuit hierdie smagting na meer verhoudings wat die skepping kom. En ons wat geskep is na God se beeld, kan iets van die misterie van die Triniteit beleef, kan iets van hierdie verhouding beleef. Die manier hoe God skep, dat God iets kan maak uit iets wat vormloos en leeg is,
sê vir ons iets oor die karakter van God. En dit sê iets oor die natuur. Dit sê vir ons iets oor wie ons is. Wanneer 'n mens ander mense ontmoet en jy moet nou 'n gesprek begin voer met die persoon, dan is een van die eerste vrae gewoonlik maar, waar kom jy vandaan? En dan in my geval sal die antwoord nou wees, ek kom oorspronklik van Bronkhorstspruit af, maar ek woon nou in Pretoria, en dan sal die persoon dalk sê, o, ek ken iemand wat daar bly, en dan het jy nou 'n gesprek wat van daar af gaan. Maar wanneer ons kyk na Genesis, na hierdie verhaal wat ons gelees het, en iemand vra dan vir ons, maar waar kom jy vandaan? Dan kan ons antwoord dalk 'n bietjie anders lyk, want sien Genesis sê vir ons iets oor ons identiteit. Ons kan in die eerste plek sê, maar waar kom ek vandaan? Ek kom vanaf 'n God wat sien. 7 keer in hierdie verhaal sien ons dat God het gekyk, dit bewonder, dit raak gesien. En vir my wat in hierdie lewe leef, is dit belangrik om te kan sê dat ek kom vanaf 'n God, ek is geskep deur God wat sien. Ons kan in dieselfde asem sê dat ons kom vanaf 'n God wat rus, wat weet dat wins en produktiwiteit nie alles is nie. Hierdie God wat rus, het ons geskep na God se beeld. Ons kom vanaf die begin. Ons kom vanaf ons Skepper God, wat ons gemaak het na God se beeld. Ons kom van 'n wêreld wat goed geskep is, wat mooi geskep is. En dit is waar. Maar tog in hierdie week wat verby is, het ek soveel wreedheid en eensaamheid en verwronge ideologieë gesien in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. En net omdat ons sê God het die wêreld goed geskep, beteken nie dat ons nie nou die sleg moet raak sien nie. Want hier is pyn en hier is goed wat verkeerd is. En as medeskeppers geskep na die beeld van God, kan ons nie ons harte en ons oë geslote hou hiervoor nie. Ons behoort nie. Ons is geskep na die beeld van God wat sien. Is iets van ons erfenis nie ook om te kan bely en te kan sê, maar dit is goed nie? En behoort ons nie ook te werk vir die uitbou en die meer maak van hierdie goed nie? 'n Katolieke priester, Virgilio Elizondo, het eendag gesê, in an ideal sense, a community is a safe place. By protecting and nurturing the dignity of its members, the community is sustained, even when challenged by external forces. Hierdie gemeenskap is ons. En ons voel eksterne kragte. Ons sien die pyn en die chaos wat uitbreek. Maar ons sien ook dat ons God geskep het deur woorde. En daarom moet ons onsself vra, as ons kyk na hierdie chaos rondom ons, as ons kyk na situasies rondom ons, wat sê ons woorde? En dalk selfs belangriker, wat sê ons stilte? Die trinitariese God, die God van verhoudings, gee vir ons lewe in oorvloed. Wil hê ons moet 'n lewe in oorvloed leef, in verhoudings gekoppel met God en ander mense en die natuur. En as medeskeppers behoort ons hierdie volheid van lewe beskikbaar, moontlik te maak vir ander. Ons lewe in 'n unieke tyd. Ons het dit almal al gehoor, maar die tyd van COVID-19 gee vir ons uitdagings, maar ook geleenthede. En as mense wat geskape is na die beeld van God, behoort ons onsself te vra, waar mag ander magteloos laat? En waar een lewe ander lewens ontneem? Mag ons in ons verhoudings met mense daardie lewe in oorvloed gee, wat God vir ons wil gee. Genesis wys net weer vir ons dat ons 'n God aanbid wat teenwoordig is. God is nie ver nie, God is hier. Selfs in die pyn, as ons lees dat God se gees het oor die donker waters of die diep waters gesweef, dan weet ons dat God hier is. Laas Sondag was Pinkstersondag.
ons kon vier dat die Gees in ons woon en in ons werk, en dat ons as medeskeppers op hierdie aarde kan leef. Die volheid van lewe voel dalk nie nou vir ons soos iets wat ons het nie, of iets wat dalk haalbaar is nie, maar die volheid van lewe is iets wat God vir ons wil gee. Die volheid van lewe is om in hierdie verhouding met God en ander mense en myself in die natuur te staan en te weet dat ek geskep is na God se beeld. Aan die een kant so nietig en klein, maar aan die ander kant medeskepper, die persoon wat help om hierdie skepping te onderhou. In die pyn wat ons sien rondom ons, het dit my laat dink aan die Gees wat sweef oor die diep donker waters, en ek wil graag 'n gedeelte lees wat 'n vrou in 'n boek skryf. The way most people talk about darkness, you would think that it came from a whole different deity. But no. To be human is to live by sunlight and moonlight, with anxiety and delight, admitting limits and transcending them, falling down and rising up. To want a life with only half of these things in it is to want half a life, shutting the other half away, where it will not interfere with one's bright fantasies of the way things ought to be. Daar is pyn, en daar is hartseer, en daar is chaos. Tog bely ons dat ons in 'n God glo, wat alles goed geskep het. So as iemand ons nou sal vra, maar waar kom ons vandaan? Dan kan ons sê ons kom van God af, ons skepper. Ons weet nie presies hoe nie, maar iets van God is binne in ons. Ons is na die beeld van God geskep. En soms doen ons skade aan hierdie beeld. Maar ons moet weet dat ons intensies en ons liefde en ons lewens iets van hierdie God reflekteer. Psalm 8 vat die spanning vir my so mooi som. Wat is die mens dat jy aan hom sal dink? Ons voel so klein en nietig. En dan net aan die ander kant, jy het hom net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Mag God ons gedagtes en ons dade rig, dat dit gevestig en gegrond sal wees in die verhoudingswese van God. En mag ons in hierdie onsekere tye die woorde kry wat nodig is, maar ook die stiltes waar dit hoort. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U ons harte kom ondersoek. Elke diep boekie van ons, wat ons dalk nie eers nou wil noem nie. Here, kom praat met ons in ons stiltes. O God, ons bring net al ons skuldgevoelens en ons spyt en alles van hierdie deurmekaardheid net na U toe. Here, ons siele verlang na U. Ons wêreld smag na 'n wêreld wat anders kan lyk. En Here, ons weet dit is moontlik, want ons bid dat U koninkryk sal kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, mag ons raak sien waar U koninkryk besig is om uit te breek en mag ons deel word daarvan. Here, ons bid dat U woord ons sal aanhou rig en lei. En dankie dat U teenwoordig is. Dankie vir hierdie ongelooflike voorreg om na U beeld geskep te wees. Here, om geskep te wees na 'n God van verhoudings, maak net vir ons iets in hierdie wêreld duidelik. Ons is nooit alleen nie. Here, dankie dat ons dit van U kan sê, dat ons nooit alleen is nie, want U is hier met ons. Ons bid vir alle chaos, vir alle onsekerheid, en vir alle mense wat voel hulle is alleen. Here, omvou dit en hulle met U liefde. Amen. Stuur ons Here, stuur ons Here, stuur ons Here in U naam. Stuur ons Here, stuur ons Here, stuur ons Here in U naam. Ons sal gaan, Heer, ons sal gaan, Heer, ons
gaan